Goedenavond allemaal, hartelijk welkom in die eredienst. Het is voor mij ook een voorrecht om weer hier te kan wees in jullie midden. En als daar gasten in ons midden is, hartelijk welkom. Mag die dienst voor jullie opbouw wees en mag jullie daardoor die liefde van God ons Vader beter leren kennen. Voordat ons beginnen is daar een paar afkondigings. Vandaag de eerste collecte is voor de dienst van barmhartigheid. En die tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. Volgende week is dit bestemd voor theologische opleiding en die zending. En dan vervolgens nog een mededeling. Vanochtend is zuster Nelly Cordia, wat in die Kaap gewoon het, oorlede. En zij is die ma van Karin de Vente. Zodat het allemaal op hoogte is en jullie kan meeleven. Tot zover die afkondiging. Laat ons samen gaan staan uit eerbied voor de Here. Psalm 33 sê, regverdiges jubel oor die Here. 'n loflied pas by opregtes. Dank die Here met begeleiding van liere. Besing hom met begeleiding van 10-snarige harpe. Sing vir hom 'n nuwe lied. Speel mooi op snaarinstrumenten met uitroepen van vreugde, want die woord van die Here is reg en al sy werk is betrouwbaar. Hy is lief vir reg en gerechtigheid. Die trouwe liefde van die Here vul die aarde. En daarom is ons ook vanaand weer bijeen om God te vereer. Laat ons afhankelijkheid van hom bely. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons dan, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Kom ons zing nou van die psalm, psalm 33, die 11e vers, waarbij ons God aanspreekt. Goede Tier en Vader, hoor ons als ons nader met een diep ontzag. Ons gaan nou ons geloof bely. Dan moet ik ongelukkig vragen dat jullie weer gaan staan, jammer. Daarna zing ons dan als antwoord Psalm 103 vers 6, 7 en 9. Psalm 103 is die psalm wat die vaderliefde van God ook baie duidelijk wys. Dit wordt niet baie in die psalms genoemd nie, maar in hierdie psalm is het baie duidelijk. Ons zing dit gereeld ook bij nagmaalsvierings natuurlijk. Maar dit zingen ons na die geloofsbelijdenis. Laat ons daarvoor gaan staan. Ons bely allemaal persoonlijk en allemaal saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Wat ontvangen is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria.
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Laat ons nou saam bid en dan vra ons 'n seën oor ons erediens. Almagtige, barmhartige Vader in die hemel, ons wil U dank deur te bid soos ons ook gesing het, 'n loflied
pas by opregtes. Ons eer u naam. U is ons barmhartige Vader. Ons het niemand in die hele wêreld wat is soos u nie. Ons dank u dat ons u so mag ken, dat ons kan sing van u genade en goedheid wat oneindig is. En dat daar geen vergelykings in die wêreld is wat groot genoeg is om die afmetings, die diepte en die tydstuur van uw liefde uit te druk nie. Dit is oneindig. Ons dank u dat ons u so mag ken en dat u ook die hele tyd weer na ons toe kom om ons daarvan te oortuig, want ons vergeet so gauw en ons besef ook dikwels dat ons dit nie waardig is nie. Of ons raak betrokke by allerhande dinge wat belangriker lyk as uw liefde. Help ons daarom, Here, om ons aandag op u te vestig en om te glo dat u regtig lief is vir ons. Vir ons, sondaars met al ons swakhede. Maar u het ons nuut gemaak en ons mag nou u kinders wees. En ons mag 'n nuwe lewe leef. En ons dank u dat dit moontlik is vanweë uw liefde. Help ons om dit dan te onthou, daarin elke dag bly te wees en om vanweë uw liefde ook graag na uw stem te luister. Ons wil dit ook vanaand weer doen en Here, ons het ook aan die begin gesing, ons eer uw naam, want die woord van die Here is reg en al uw werke is betroubaar. En weer eens, daar is geen woorde van mense wat is soos uw woord nie. As u iets spreek, dan gebeur dit. Uw woorde is betroubaar. En daarom wil ons na uw stem luister. Wil u daarvoor ons harte oopmaak? Help ons om met belangstelling, met liefde te luister, sodat ons mag groei in ons kennis van u, van uw Seun, van uw Heilige Gees, dat ons liefde mag toeneem en dat ons met meer oorgawe u sal dien. Wil u ons verstand en ons harte verlig deur uw Heilige Gees. Ons bid dit vanweë die reddingswerk van uw enige Seun, ons Heer Jezus Christus. In sy naam. Amen. Ons gaan vandag lees in die brief aan die Efesiërs 4 gedeeltes. Ons begin in Efesiërs 4, 'n paar verse, net om die raamwerk van die hele gedeelte te verstaan. Efesiërs 4 vers 20 tot 24. Paulus maak 'n skerp kontras met mense wat in duisternis lewe en wat verduisterd is in hulle verstand. En dis hoekom hulle in ongebondenheid lewe. En dan sê hy, maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jezus, naamlik, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oude mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskapen is in ware geregtigheid en heiligheid. Oké, nou het ons die raamwerk, en dan gaan ons naar Efesiërs 5, lees ons eerst vers 1 en 2, en dan vanaf vers 15 tot die einde van die hoofdstuk. Vers 1 en 2, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Vers 15, pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul.
Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. En sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Dan volg 'n gedeelte oor die huwelik en gesinsverhoudings. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees. Manne, julle moet jul eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vroue lief te hê soos sy eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. En dan lees ons vervolgens vers 1 tot 9 van hoofstuk 6. Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewering en opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Nie met oordiens, soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. Omdat julle weet, dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. En Here, die eienaars van die slawe, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet, dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Ons sing nou Psalm 68, vers 3 en 5. God beskerm die weduwees en wese, plaas hulle in 'n gesin, en God beskerm sy volk soos 'n kudde.
Ons gaan vanaand luister na Efesiërs 6 vers 1 tot 4 oor die verantwoordelikhede van kinders en spesifiek ook die vaders. Dit is 'n preek wat ek vir Vadersdag gemaak het. Maar ek hoop dit is ook iets langer bruikbaar en sinvol ook vir julle. Kom ons lees daardie verse nog 'n slag. Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Laat ons na die preek Psalm 127 vers 2 en 3 sing. Almal wat kinders ontvang het, moet dit onthou, God het hulle aan ons toevertrou en dit is 'n seën van hom. Gemeente van ons Heer Jesus Christus, broers en susters. Kinders, vind julle dit lekker om te gehoorsaam? Ek is besig om lekker te speel, denk jy dalk, en nou roep my pa of my ma my om met iets te help. Ek hou nie daarvan nie. Of het is tyd om te slaap, ek moet regmaak. My ma roep my, maar ek is nie lus nie. Ek maak asof ek niks gehoor het nie. As ek nou stil bly, vergeet hulle partytjie daarvan. Vir baie kinders lyk die opdragte en reëls van hulle ouers maar ongemaklik. Sou dit nie baie lekkerder wees as jy jou eie baas kon wees nie? Om self die reëls te kan maak. Of jy huiswerk wil maak of nie. Hoe lank jy op jou skerm spelletjies kan speel. Hoe laat jy gaan slaap. Dit zou nou lekker wees om dit self te bepaal. Nou, ons lees in die Bybel, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Kom ons lees saam. Hoekom God vir ons ouers gee? Hierdie preek was vir Vadersdag bedoel. Ek wil daarmee vooral die paas help om te ontdek hoe Gods vaderliefde hulle motiveer om aan hulle gesinne leiding te gee. Maar ook die maas word daarin aangespreek en dit is die evangelie vir ons almal. Die tema vir die preek is, God sê, wees gehoorsaam. Dit is goed vir elke kind. Dus God sê, wees gehoorsaam. Dit is goed vir elke kind. Daar is 3 gedeeltes. Ontdek Gods vaderliefde. Dit is die woorde, wees gehoorsaam in die Here. En dan die tweede, God seën gehoorsaamheid. En die derde, gezag onderworpen aan God. Dus die eerste gedeelte, ontdek Gods vaderliefde. Nou, die bevele vir kinders en ouers wat ons in Efesiërs 6 lees, is nie gewild in die westerse kultuur nie. In ons tyd word baie gepraat oor vryheid, oor regte van die mens, ook van kinders. En feminisme het al dekades lang invloed gekry. En daar is soveel klem op selfbeskikking en geluk van elke mens, dat die bevel om jou ouers te gehoorsaam, oudtyds klink. En die rol van vaders in die opvoeding is vir die meeste kinders, dit is daar baie klein. Baie paas speel nie 'n aktiewe rol in hulle kinders se lewens nie, hulle is afwesig, of het selfs volledig uit hulle lewens verdwyn. En moet 'n pa regtig gesag oor 'n kind hê? Kan hy nie beter bevestigend wees nie? 'n Bietjie advies gee hier en daar? Kinders moet tog hulle eie pad in die lewe kan kies? Nou, dit is die situasie en dit is die visie in baie westerse lande. Maar Paulus sê iets besonders, wat ons tot stilstand moet bring, om na te dink. Hy sê vir kinders, wees aan julle ouers gehoorsaam in die Here.
En Paulus is lief vir hierdie woorde in die Here. Om te verstaan wat hy bedoel, moet ons 'n bietjie terugblaai in die brief aan die kerk in Efese. Efesiërs 1-3 gaan oor die uitverkiesing. Deur die sonde was ons almal geestelik dood, maar God het ons uit die dood gered. Ons mag leef. En dit het groot gevolge vir ons hele lewe. Ons volledige bestaan in die wêreld. Eers wys Paulus dat God 'n nuwe eenheid geskep het tussen voormalige vyande, Jode en heidene. Die vrede wat elkeen van ons met God ontvang het, bring ons almal saam in een liggaam, in die kerk, die gemeente van Christus. En nou is daar vrede tussen mense. Ons mag nie meer in die duisternis wandel en vir onsself leef met verharde harte en ongebondenheid en ongehoorsaamheid nie. In die Here beteken dat jy 'n nuwe lewe ontvang. Dat jy dit ontvang het. Lig, vrede, genesing. En ons moet almal leer om daardie nuwe lewe te leef. Om dit te leer. Soos iemand wat 'n protese gekry het en opnuut moet leer loop. Nou, dit is wat die Bybel aan ons voorhou, dat dit ons nuwe situasie is as kinders van God. Maar intussen leef ons in die ou wêreld, wat nog steeds so is, soos dit sê dit die sondeval geword het. En dit is die lewe van mense wat van God vervreemd is. En daardie wêreld het ontspoor, soos 'n trein wat van die spoorlyn afgehardloop het. Maar die ding is, mense besef dit nie. Hulle leef nie in die lig en doen goeie dinge nie, maar hulle leef in ongebondenheid. Hulle tas rond in die duisternis en daarom besef hulle self nie wat fout is nie. Nou, dit moet ons in gedagte hou as ons oor huwelik en gesin praat, soos in Efesiërs 5 en 6. Ons kyk dikwels rondom ons en ons sien raak hoe ander mense dinge doen. En dit kan vir ons aantreklik lyk. Hulle lyk vry, hulle kan maak wat hulle wil, hulle lyk gelukkig. En vervolgens kyk ons na ons lewens en dan kan jy dink, ja, daar is heel wat reëls, ek moet dit doen. Eintlik is die gras partykeer groener aan die ander kant van die hekkie. Hulle mense lyk nogals gelukkig. Of jy word selfs deur mense aangeval en jy moet verduidelik, hoekom is julle anders? Nou, Paulus help ons daarbij, want hy laat ons besef dat daardie mense verblind is. Hulle leef in 'n skynwêreld. En wie is daar? Ons is daarom gelukkig, ons het baie goeie voorbeelde van 'n skynwêreld. Kyk maar op jou skerms, dis oral. Rolprente wys geboue en hele wêrelde wat nie bestaan nie, maar wat deur rekenaars gegenereer is. En veral rekenaarspelletjies is 'n duidelike voorbeeld. Ek vermoed baie kinders en jong mense ken die Fortnite game. Jy loop met 'n avatar deur 'n pragtige wêreld en hoe beter en hoe vinniger jou Xbox of PlayStation is, hoe realistischer dit lyk. Die gras beweeg selfs, daar komt 'n storm nader. Jy kan rondhardloop, dinge bou, dis wonderlik. En dis heel wat mooier as die 8-bit games van die 1980s. Nou, dis 'n ander wêreld hierdie. En jy kan ander spelers raakloop, jy kan saam dinge doen, en as jy wou, kan jy jou hele dag daar spandeer, al jou tyd. En dis wat die fliek Ready Player One ook wys. Kinders en groot mense wat in 'n digitale wêreld leef, omdat er so baie opwindende dinge is om te doen. Hulle kan hulle drome uitleef, maar as jy kyk hoe hulle woon, dis 'n vuil wêreld en dit lyk hopeloos. Dis geen wonder dat hulle vlug na die digitale wêreld. Maar, en dis nou die punt, dis nie 'n wêreld met regte bome, met paaie en huise nie, met suurstof en 'n see of water wat beweeg nie. Alles is fake, alles is net pixels, kleurkolletjies op 'n skerm, gemaak deur rekenaars en net heen en weer gestuur oor die internet. As die krag af is,
of as die server crash, dan is daar niks nie. Nou, hou dit vas as die agtergrond vir Efesiërs 4 en 5 en hoofstuk 6. Almal wat van God vervreemd is, dit is asof hulle rondhardloop in so 'n skynwêreld. Dit lyk asof dit sin maak, dit lyk asof hulle vorentoe beweeg, ryker, gelukkiger word, maar hulle is toegesluit in die duisternis. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle leef in ongebondenheid, hulle is ongehoorsaam aan God en verwerp sy lig, sy waarheid, sy liefde en daarom ook sy lewe. Dus, dit lyk asof hulle gelukkig is, maar hulle leef in 'n skynwêreld. En nou, dit is dus vir ons van belang, want dit is die wêreld waarin ons, die sigbare wêreld waarin ons leef en die mense waarmee ons te doen het. En vir almal wat deur God gered is daar dus 'n geweldig groot verandering wat moet plaasvind in ons denke. En ons moet dit eers leer raak sien. Daarvoor het ons die Bybel gekry, die evangelie. En dan vervolgens moet ons daarna verlang en ons hande in geloof daarna uitstrek. En dan moet ons daaraan gaan werk om ook daadwerklik so te leef. En dit is 'n proses, dit is 'n stryd. Maar dit is die heiligingsproses wat volg op die redding wat Jezus al klaar vir ons gegee het. En daardie proses, Paulus gebruik 'n beeld van trek jou ou klere uit, lê dit af en trek jou nuwe klere aan. Soos wanneer jy gaan stort, jy trek jou vuil klere uit en jy trek daarna skoon klere aan. En die enigste verskil is met die beeld van die stort is dat Jezus ons al klaar skoon gewas het. Maar ons trek nou elke dag nog weer die vuil klere aan. Dus ons moet leer om die nuwe klere, die skoon klere te aanvaar en aan te trek, die nuwe mens, na God geskape in ware geregtigheid en heiligheid. Efesiërs 4 vers 24. Nou, en die verhouding tussen man en vrou in die huwelik is dan 'n goeie voorbeeld. As jy Efesiërs 5 lees, dan moet jy wel raak sien dat dit radikaal anders is as die situasie wat in baie huwelike bestaan. En die nuwe tipes verhoudings wat mense nog daarbij bedenken. En die verhouding tussen ouers en kinders is dan die volgende een, wat Paulus wys in Efesiërs 6. Daarna die verhouding tussen slaaf en meester, wat betekenis het vir verhoudings by die werk. Nou is ons terug by hoofstuk 6 vers 1, by die kinders en die ouers. Die verhouding tussen ouers en kinders moet ons dus benader teen hierdie agtergrond in die Here, die reddingswerk wat hy vir ons gegee het, die nuwe lewe wat hy vir ons geskenk het. En ons moet dit leer. Jezus het ons bevry en nou leef ons basies in 'n nuwe samelewing waarvan ons die reëls nog moet leer. Die ou manier voel vertroud en ons gaan heeltyd weer daarna toe terug. Maar dit is deur die sonde opgemors. Alles is stukkend. En ons moet daarvan ontslaa raak. Nou, dit is dus ons roeping en uitdaging om die gesin, die verhouding tussen ouers en kinders te bekyk in die Here vanuit die evangelie. Jezus het ons gered. Ons het vrede met God ontvang. En God is besig om ons te leer wat dit beteken om weer onder sy gesag te leef, nie in ongebondenheid nie. En om in die lig te leef, nie in die duisternis nie. En Efesiërs 5 vers 1 en 2 gee vir ons die sleutel. Dus hoekom ons daardie verse ook gelees het. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Dus wat God hier aan ons voorhou is dat gelowiges voorbestem is om soos God te word. Ons moet navolgers van God wees soos geliefde kinders. En die vaderliefde van God het alles verander. De bedoeling is dat ons al hoe meer soos God word. Ons hemelse Vader het sy eie seun oorgegee om sy vyande te red. En dis die duidelikste bewys van sy liefde. Hy het ons aangeneem, hy het ons deel gemaak van sy gesin.
En hy leer ons nou wat dit beteken om na hom te luister en om hom te gehoorsaam. En alle gelowiges word opgeroep om navolgers van God te wees, soos geliefde kinders en in liefde te wandel. En vir vaders kry hierdie navolging 'n spesiale kleur, want hulle mag die vaderskap van God in hulle gesinne weerspieël, sigbaar maak. Soos God as 'n vader vir sy kinders sorg, hulle beskerm en hulle beveel wat om te doen, so het 'n vader die leiding oor die gesin wat hy stig, saam met die ma oor die kinders wat hy saam met die ma in die wêreld gebring het. Nou, die liefde van God die Vader is die sleutel. In die wêreld werk mag en gesag, nou ek dink amper altyd wel verkeerd uit. Baie huwelike breek stukkend, omdat die man of vrou of albei net hulle eie geluk nastreef en hulle nie in liefde opoffer vir die ander nie. In baie gevalle misbruik mans hulle gesag en hulle mag om net baas te speel, om hulle wil op te lê aan hulle vrou en kinders. En geen wonder dat vrouens daarteen in opstand kom. Feminisme het al jarenlang geveg teen paternalistische onderdrukking om vrouens daarvan te bevry. Maar dit lei dan weer tot onderlinge strijd tussen man en vrou en nie tot eenheid en vrede nie. Maar die verlossing wat Jezus gee, die navolging van God, wat hy in ons lewens wil bewerk, dit brengt vrede in jou gesin. Een christelike huwelik is bedoel om nie 'n belangenstryd tussen man en vrou te wees nie, maar om eenheid te skep deur liefde. God regeer oor daardie huwelik, sodat die man sy vrou lei met liefde en respek, en die vrou met liefde en respek aan hom onderdanig is. En dit is moontlik as die man heel eerste voor Gods gesag buig. Vanweer die liefde en aanvaarding deur God ons Vader, is dit nie meer nodig om teen mekaar te veg nie. Ons is allemaal veilig. En daarom kan ons die plek wat God aan ons toegewys het aanvaar en mekaar lief hê en dien. Nou kom ons deur hierdie lang ompad, die agtergrond, kom ons terug by vers 1. Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. En kinders, onthou dit dus, in die Here. Denk aan Jezus. Hy het jou bevry. Hy het jou pa en ma bevry uit die sonde, uit die dood, uit die duisternis. God gee vir jou 'n pa en 'n ma om vir jou te sorg, om jou leiding te gee, om jou baie dinge te leer. En die belangrikste is, dat jy God jou Vader in die hemel in hulle kan herken. God het vir jou 'n pa gegee om Gods liefde raak te sien. In sy liefde mag jy Gods liefde herken. Nou, hoe wys God dat hy ons Vader is? In die Bybel kry ons 'n pragtige prentjie, dis soos 'n herder wat vir sy skape sorg. Die herder roep kom. En die skape moet na hom luister en nie afdwaal nie. Want dan is hulle veilig en word hulle nie die prooi van wilde diere nie. As hulle na die stem van die Vader, van die herder dus luister, vind hulle weivelde en eindig hulle nie tussen die rotse of in die water waar hulle verdrink nie. En daarom gee God hierdie bevel: kinders, gehoorsaam jou ouers en die Here. Omdat God jou lief het, onthou dit. Daarom het hy vir jou liefdevolle ouers gegee, wat gesag oor jou het. Luister na hulle, dan is jy veilig. Dan word jy teen baie gevare beskerm. En kan jy baie foute wat jy anders sou gemaak het, voorkom. Agter jou ouers mag jy die Here raak sien. En as jy dit nou onthou, dan is dit nie meer 'n pyn en 'n las om na jou ouers te luister nie. Want onthou, solank jy 'n kind is jou belangrikste taak om na jou ouers te luister,
sodat jy God mag leer ken, sy liefde mag raak sien, en in die lig mag lewe, en veilig mag wees. God het jou lewe gered, en wil jou beskerm, en versorg, en hy doen dit deur jou ouers. En dan sê Paulus, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. En die laaste woord is ook belangrik, want dit is reg. Ons voel almal aan dat dit nie reg is as 'n pa afwesig is of sy mag misbruik nie. Baie mense is geskok as gebeur wat hierdie jaar in die nuus was, as 'n ma haar kind verkoop, soos dit kort gelede gebeur het. Dit is skokkend. Almal weet diep in hulle harte, ouers is veronderstel na hulle kinders, om hulle kinders lief te hê en hulle teen alle gevare te beskerm. Jou kind is van jou afhanklik. En ingevolge die wet is jy aanspreeklik as daar iets met hom of haar gebeur. En die keersy daarvan is dat die kinders die ouers moet gehoorsaam. Dis 'n slegte situasie as 'n kind die pa of ma ignoreer as hulle geroep word, as hulle weier om te doen wat hulle sê, en as hulle nie met respek oor hulle ouers praat nie. En dis chaos as die kinders in die gesin en beheer is en nie die ouers nie. As die ouers maar net maak wat die kinders wil. As die ouers heeltyd hardloop om die kinders se begeertes en wense te vervul. God het die gesag van die ouers in die skepping gelê. Die ouers moet hulle kinders oppas, versorg, leiding gee. En die kinders moet na hulle luister om die sorg, beskerming en leiding te aanvaar en daardeur tot selfstandigheid te groei. Nou, dit was die eerste gedeelte. Bietjie lang, maar dit was die eerste punt. Nou kom die tweede punt. God seën gehoorsaamheid. Paulus het dus al 2 redes gegee vir die gehoorsaamheid van die kinders. En nou die derde, voeg hy toe. Hy sê, God seën dit. Dit is nog 'n rede. Paulus haal letterlik die 10 gebooie aan, die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lang mag lewe op die aarde. In die Ou Testament staan natuurlijk daar in die beloofde land, maar nou maak ek dit bietjie weier. En dit is inderdaad opvallend dat die 5de gebod hand in hand gaan met 'n belofte. Dit sal goed met jou gaan en jy sal lang leef. En onthou, dit is die reël in Gods koninkryk. Net soos in die Spreukeboek, daar word seën en vloek aangekondig en baie sterk kontraste. Seën by gehoorsaamheid en vloek oor ongehoorsaamheid. En Spreuke sê, harde werk en eerlikheid bring jou voorspoed. En vanweë sonde en die gevolge daarvan, werk dit nie altyd so uit nie, maar dit is die reël. Jy mag dit ook nie omkeer nie. As 'n kind kort leef, is dit vanweë ongehoorsaamheid nie. Ja, hierdie is 'n belofte en jy moet daarmee in geloof werk. Nou, kom ons kyk, wat beteken dan die belofte? Kan jy sien dat dit so is? Ja, want 'n ongehoorsame kind bring homself in gevaar, liggaamlik en geestelik. Ons ken seker almal voorbeelde van onsself, ons kinders of ander kinders, wat nie geluister het nie en die pynlike gevolge ervaar het. Dit kan klein dinge wees, soos 'n warm stoof wat jy aanraak, moenie dit aanraak nie. En dan voel jy dit. Of dit kan groter dinge wees. Byvoorbeeld dat jy 'n motorongeluk veroorsaak. En as jy jonk is, en dis hoekom die bevel nou so belangrik is, as jy jonk is, kan jy nog nie al die gevare raak sien nie. Dit lyk stoer om naby die rand van 'n kloof te staan. Jy besef nie hoe gevaarlik dit is nie, hoe gou jy van die krans kan afval nie. God gee vir jou ouers om jou op te pas en om jou wysheid te leer. Tot die tyd dat jy self kan agterkom, ja, dit is gevaarlik, laat ek dit nie doen nie. Hierdie wêreld is vol gevare en mense wat misbruik van jou wil maak. Wie na sy ouers luister,
kan baie foute en gevare vryspring. En kinders kan ook geestelike gevare vryspring as hulle aan gelowige ouers gehoorsaam is. Dit is ook Gods bedoeling met gesagsverhoudings in die gesin, dat kinders deur hulle God leer ken en gehoorsaam. En dit hoor ons in vers 1, in die woorde in die Here, en ook in vers 4. Vaders, voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Die bedoeling is dat kinders die liefdevolle leiding en korreksie van hulle pa, wat hulle daardeur 'n duidelike beeld kry wie God vir hulle is. Jy leer wat dit beteken, dat God gesag oor jou het. En dat Gods wette deur liefde gemotiveer word. Dat God vir jou lewe wil gee. Omdat hy jou lief het, gee hy wette om jou lewe te beskerm. Mense wat weier om gesag en reëls te aanvaar, volg hulle eie sondige wil en leef in ongebondenheid. Dit is verzet teen God. En dit beteken jy draai jou rug op God. En dan verloor jy die lewe en kom jy onder die oordeel. Laat ons dus dankbaar wees vir hierdie belofte. God gee jou 'n groot seën as jy jou ouers gehoorsaam. Want daardeur leer jy sy liefde ken en leer jy om sy gesag te aanvaar. Want dit is goed vir jou. Nou, God het dit in die geskiedenis van Israel duidelik gemaak. Solank Israel hom gehoorsaam het hulle in die beloofde land gebly. Was hulle veilig, het hulle teen vyande beskerm en het hulle in voorspoed geleef. Maar toe hulle eie wil gevolg het, aan hulle ouers ongehoorsaam geword het, Gods wette verwerp het en nooit na profete van God geluister het nie, het hulle die voorreg om in die beloofde land te woon verspeel, verloor. God het hulle in ballingskap gestuur en hulle het nie die belofte van die 5de gebod ontvang nie. Hulle het nie lang geleef in die land wat die Here vir hulle gegee het nie. Nou, dit is 'n illustrasie en 'n les vir alle Christene. Ons woon nie meer in die beloofde land nie. Maar die beloofde land was 'n beeld van die komende stad met fondamente. Die koninkryk van God wat op aarde sal kom en alles nuut sal maak. Dus kinders, onthou, dit is die langtermynperspektief. Wil jy op die nuwe aarde woon en ewig met God leef? God gebruik daarvoor jou ouers. Hulle vertel jou oor God en sy vaderliefde. En God wil hulle gebruik om jou te leer om in Jezus te glo, sodat jy saam met hom op die nuwe aarde mag woon. Nou, broers en susters, hierdie is 'n groot bemoediging en aansporing vir almal in ons gemeente wat ouers is. Ons tyd en kultuur mag dit moeilik maak om jou kinders met gesag en liefde groot te maak. Om hulle die struktuur van 'n gesin te gee en hulle te leer om te gehoorsaam. En partykeer of baie keer dalk voel dit asof reëls en strawwe in stryd is met liefde. Dikwels is dit eenvoudiger om dinge net te los en jou kinders vry te laat om self te bepaal wat hulle wil. Maar God gee ouers die gesag om hulle kinders te lei, sodat hulle God leer ken en hulle leer onderwerp aan sy regering. Dit is goed vir hulle. Laat die belofte van die 5de gebod vir jou 'n aansporing wees. Onthou, dit gaan nie daaroor om soveel as moontlik reëls vir jou kind te gee en hulle te dwing om te doen wat jy wil hê nie. Dit gaan daaroor dat hulle onder jou leiding God leer ken, die liefde van ons Vader, en dat hulle leer om in sy koninkryk te leef. En nou die derde gedeelte, gesag onderworpe aan God. In ons wêreld is daar 'n voortdurende stryd aan die gang tussen gesag en vryheid. Mense wil nie gesag aanvaar nie, want hulle wil soveel as moontlik vry wees om te maak soos hulle wil. En aan die ander kant is daar op veel plekke misbruik van gesag.
wat leidt tot onreg. En nie 'n lang lewe in vrede en voorspoed op aarde nie. Nou, as ons die gesag van ouers beklemtoon, maak ons dan nie die deur oop vir die misbruik van gesag nie. Dan kan ouers toch enigiets doen? As ons net sê, ja, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Nou ja, wat die ouers ook maar besluit, hulle moet dit doen. As hulle kind nou dinge beveel wat nie reg is, of selfs skadelik vir die kinders is, het kinders toch geen verweer nie? Is dit nie gevaarlik om die gesag van ouers so te beklemtoon nie? Nou, daarom gee Paulus 'n bevel spesiaal vir die vaders. Hy sê in vers 4, en vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. En weer eens word ons op die Here Jesus gewys. Die tug en vermaning kom van hom af. Vaders is net sy instrument. Vertoorn, dis miskien 'n bietjie moeilike woord, beteken ook moedeloos maak. Jy raak kwaad vir jou pa, daar groei weerstand en verset in jou hart. Jy wil sy juk afwerp, want dit voel onredelik, swaar. En dis wat gebeur, as 'n pa net bevele uitdeel, maar hy soek nie die belang en die groei van die kind nie. Die liefde verdwyn. En dit gaan uiteindelik net nog oor die pa se posisie, dat hy altyd reg is. En dit gebeur as die pa die baas speel, maar nie self na God luister en hom aan God onderwerp nie. 'n Kind raak kwaad en moedeloos as hy agterkom, daar's nie reëls vir sy pa nie, maar hy lê wel reëls op vir sy kinders. En dit gebeur as daar 'n gaping is tussen wat die pa sê en wat hy self doen. Nou, God gee die pa en die gesin dus nie 'n blanco check nie. Paas kan nie sommer alles doen met hulle gesag wat hulle wil nie. God het grense getrek. Ek word 'n slawedrywer as ek my kinders aan tug en vermaning onderwerp, maar ek onderwerp my nie aan Gods tug en vermaning nie. Elke pa moet in gedagte hou dat die gesag wat God aan jou gegee het om oor jou kind te besluit, om jou kind te beskerm en te lei, nie bedoel is om jou belangrik te laat voel nie, maar om jou kind na God toe te lei. God het daardie kind as sy beeld geskape. Hy het jou kind, 'n verbondskind, geroep en gered deur Christus se bloed. Dis nie jou eiendom nie. Ouers moet onthou dat dit die basis is. Die kind is nie my kind nie. Dis God se kind wat hy tydelik aan my toevertrou het. Ek mag en ek moet sy kinders oppas en ek sal daaroor verantwoording moet aflê. Nou, kinders, dit kan julle help. Want as die pa se gesag grense het en hy moet na Jesus luister, dan beteken dit nie, dat beteken in die eerste plek dat jy veilig is, maar dit beteken ook nie dat jy nie meer gehoorsaam moet wees nie. Inteendeel, as die pa hom aan die gesag van Jesus as Heer onderwerp, word die gesin 'n veilige plek waar regverdig beoordeel en gestraf word. En waar daar genade en vergewing is. Hier kan ons foute maak, want ons is al klaar deur God aanvaar. En daar is vergewing moontlik. In 'n Christelike gesin kan die ouers ook erken dat hulle 'n kind verkeerd beoordeel het, of dat die straf nie reg was nie, of dat hulle dinge te lang laat gaan het. Ouers wil dit erken en van hulle kinders vergewing vra, wys dat hulle regtig uit genade leef en God wil gehoorsaam. So 'n Christelike gesin is 'n veilige plek vir kinders. Daar word God geëer en daar skyn die lig van sy genade. Amen.
Laten we saam bid en God dank in ons gebed. Barmhartige Vader, ons dank u vir uw vaderliefde. En ons wil u hartelijk dank, Here, dat die lewe so mooi is in die Here, wanneer ons aan Jezus behoort en saam met hom mag leef. Het is die kosbare geskenk wat u vir ons gegee het. U het ons bevry van ongebondenheid, verslawing, goddeloosheid, duisternis. En Heer, ons wil u daarvoor hartelijk dank. En ons wil bid, gee ons geloof, dat ons uw woorde met blydskap aanneem, en ook dat ons mag leer om in daardie nuwe lewe te leef. Om daardie nuwe skoonklere regtig aan te trek, elke dag weer. En om die ou dinge waaraan ons so gewoond was, en wat so vertrouwd gevoel het, af te lê. Omdat dit verkeerd is. Omdat dit by 'n lewe behoort, wat sonder u gebeur. Here, gee ons insig in ons taak as kinders en ouers, sodat ons die bevryding wat u gegee het, volledig mag uitleef en ontdek hoe mooi dit is. U leer ons wat u van kinders verwag, gehoorsaamheid aan hulle ouers. En ons bid, Here, dat u so in ons kinders se harte wil werk, dat hulle dit mag raak sien. Dat hulle u agter hulle ouers mag raak sien en onthou. En besef dat u en uw goedheid vir hulle ouers gegee het. Ons dank u dat u daarin uw goedheid vir ons almal wys. En ons dank u dat u spesifiek ook die paas wil gebruik om uw vaderliefde te wys en ons kinders gehoorsaamheid te leer. Here, daarom bid ons, gee ons geloof dat ons almal leer om te erken dat u wil goed is. Dat ons leer om uw gebooie lief te hê en te doen. Dank u dat ons saam op die pad van die lewe mag stap. Help ons om dit te onthou wanneer ons goddelose mense sien wat in vryheid leef en wat maak wat hulle wil. Dit lyk aantreklik, maar dit is so misleidend. Ons bid vir die gesinne in ons midde. Help alle paas en maas om hulle aan u te onderwerp. Dat hulle kinders nie vertoorn. Dat hulle nie bitter maak nie. Dat hulle moedeloos raak nie. Here, ons besef dat ons as ouers ons gesag gaan misbruik as ons nie eers aan u gesag ons onderwerp het nie. Help ons almal om dit te doen. Ons bid vir die kinders en die jeug van ons land, dat hulle mag groot word in gesinne waar u lig skyn en waar u gees woon. Gee dat kinders wat onder moeilike omstandighede groot word, nie bitter word nie. Gee dat daar 'n terugkeer mag wees van die paas en die gesinne in ons land. Daar is soveel van hulle wat vir hulle verantwoordelikheid wegskrim. En daar is ook so baie egskeidings wat kinders se lewens ondermyn. En soveel kinders wat met een ouer groot word. Ons bid dat u genade oor hulle sal uitstort. En dat u hulle die lig van die evangelie sal gee. Dat hulle u as hulle Vader mag leer ken. En u liefde sal ontvang. Heer, ons bid ook vir ons take, hierdie week wat nou begin het. Seën ons, help ons om vanuit die nuwe lewe alles te benader wat op ons pad kom. Help ons om met volharding u te dien en vas te hou aan uw beloftes. Wil u ons trou maak in ons daaglikse werk, of dit nou by die huis is, by die werk, by die skool, die kantoor, waar ook al. Help ons om dit te doen vir u. En dat u ons Heer is en dat u ons lewens gered het. Ons bid ook dat u die werk van die predikant en van die ouderlinge en diakens in ons midde sal seën. Gee hulle geloof, liefde vir u, vir uw woord, vir uw gemeente. Gee hulle 'n goeie ingang in die gemeente, dat ons almal
oop is om hulle leiding te aanvaar. En wil U die gemeente seën deur hulle werk. Here, ons wil dit alles vra vanweë U genade en ons Heer Jesus Christus. In sy naam bid ons. Amen. Dan gaan ons nou ons offergawes aan die Here aanbied. En daarna sing ons skrifberuiming 26, vers 2 en 7, die 10 gebooie. En ons begin dan by Gods bevryding, vers 2, en dan vers 7 is die 5de gebod met die belofte. Laat ons nou met die oog op ons lewe en godsdiens en ook die take wat hy vir ons gee, sy seën ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.